mense in die mooie naam van die Here. Ja, weer eens is dit 'n voorreg vanoggend om die kruisdood van Jesus te vier. Jesus. Dit bring my by die gedagte, wat sou van ons geword het as die Here moes omdraai op pad na Golgotha? Jy weet alles het mos begin by die kruis. Jesus. Jy weet ek wil vanoggend aan julle voorhou Lukas 24 vanaf Lukas 23 vanaf vers 34. Hy sê so mooi, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek wil vanoggend net vir iemand sê, dat maak nie saak wie wat aan jou gesê het, dat maak nie saak wie wat aan jou gedoen het. Halleluja. Kom ons spreek, dat kom net dat ons moet begin by die punt om te vergewe en om vry te spreek. Jy weet, dit bring vir my daar, toe hulle die Here so martel, daar aan die kruis het hy nie nog teëgesit om terug te beklei nie. In vandag se lewe, as dit met ek en u gebeur, daai suster of daai broer wil vir my slegs sê, ek gaan nie terugstaan nie. Ek gaan ook om hom in te sê. Maar nee, die kruisdood van die Here leer ons vandag om vry te spreek en om te vergewe en om te sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En die Here Amen. Wat 'n besonderse voorreg is dit vanoggend om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Ons meester leef. Ons meester leef. Dankie, Here. Die graf is leeg. Die graf is leeg, ja. Halleluja. Ek kan gou vandag dat die graf is leeg. Luister, ek kan bid nie meer 'n dooie God nie. Ek kan bid nie meer 'n God wat in die graf is nie. Want hy het waarlik opgestaan. Laat my toe ons apostel van die huis te groet, apostel Blauw. Met sy gade, apostel Jagers. Die beheerraad van die kerk. Ons almal teenwoordig. Ai, it wasn't easy. Ek sê it wasn't easy. Jesus. Halleluja. Dankie, Here. It wasn't easy. But it was worthy. Dat is die moeite werd, ja. Seksvers vanoggend is, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En baie kortliks dierbare staatsbroer en susterkinders van die Here. Die twee misdadigers wat saam met Jesus gekruisig was op die kruis van Golgotha. Die Bybel sê dat die een sê vir hom, as u die Christus is, verlos u en verlos ook ons. Hoor jy wat sê, as u die Christus is, verlos hom en verlos ook vir ons van die kruis af. Wat u sê, want u is die Christus. Die Bybel sê aan die ander ene sê aan die ander kant, wat het hierdie man toch gedoen? Hierdie man is onskuldig, hy het niks verdoen om die dood te kry nie. Maar ek en jy verdien het. Maar die Bybel sê en die Here antwoord hom, my vriend, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Sal die Here iets sê en dit nie doen nie. Sal die Here iets beloof en die belofte nie nakom nie. Sal die Here vir jou sê en môre sê nee. Halleluja. Dit is die Here God wat ek ken. Hy is 'n waarmaker van die woord. Hy is my staande rots. Halleluja. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Sy belofte. Hy het 'n belofte gemaak aan die moordenaar. Hy moes 'n kruisdood sterf. Hy moes 'n kruisdood sterf. Maar, omdat die belofte van die Here groot is, omdat die belofte van die Here staande is, kon jy nie anders as om te sê, onthou net vandag, kan jy saam met my in die paradys wees. Die Here is vanmôre hier, om ons voor te berei vir die ewige plek, waarna ek in jou pad is. Die Here is vanmôre hier, om ons voor te berei, dat die paradys is 'n plek vir voorbereide mense. Ek sê die paradys. Halleluja. Want vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Amen. Dit is gegroet in die mooie naam van koning Jaka, ook Jaka suster, as gegroet in die mooie naam van koning Jaka. Wat 'n voorreg is vanoggend om in teenwoordigheid van die Here te wees. My vers in Johannes 19 vers 26. Toe sê Jesus vir sy moeder, sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat hy haar staan en sê hy vir haar, daar is jou seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is die moeder. Die skrif bemoedig my so van,
terwijl hij daar hangt, hij beseft, hij kan niet zijn moeder zo alleen loszien. Hij zal moet iemand krijgen om na te kijken, zoals hij naar oors kijkt, Jezus naar de oors kijkt, zoals naar de voels kijkt, besef hij zal nooit zijn moeder zo alleen lopen. En hij zei bij de disciples, zien, daar is je moeder. En zien dat zijn moeder bij haar is ingegeven, zo dierbaar als wees dat ze moet ervaren worden. Amen. Jesus. Ay, met blijdschap. Dank u, Heere. Want onze God is nog op de troon. We hebben vanochtend voor Apostel Blauw, Apostel Leslie, Pastor Mina, ouderlinge, de Jakens, Janke, broer en zuster. Een speciale verwelkoming aan broer Wenzel. Jesus. En een speciale verwelkoming aan Giovanni de Barres. Ja. Hij was ons baie lang van ons af. En hij is ook vanochtend in de tegenwoordigheid van de Heer. Baie welkom, Sjaan en Blauw, klein blauwtjes. Baie welkom in de huis van de Heer in die Amerika's. Ik wil zomaar nog welkom. Welkom, ja. Aan die tegenwoordigheid van de Heer. Sophie, baie welkom. En dan kan ons, ik heb van buiten welkom gehad. Dus ik bij de hek aankom, toen zei ik voor Sophie, welkom. Halleluja. Samen met ons vanochtend. Die waar is mijn gedeelte. Dat is in Johannes 19, vers 30. Kan ik maar lezen? Ja. En toen Jezus die ingeneem het. Ai. Ik kan het lees. En toen Jezus die als zijn geneem het, zei hij, dat is volbring. En hij heeft zijn hoofd gebuig en die geest gegeven. In die 1988 vertaling praat die Bijbel van wijn. My Bijbel praat van een sein. Hij zei dat is volbring. En hij heeft zijn hoofd gebuig en zijn geest uitgegeven. Wanneer ons praat van die woordje volbring, dat is een mooi praat van ik nog net de onderwijswoord aangestapt. Volbring is dat is mos. Dat is afgehandeld. En vanochtend hoeven ze bekommerd te wees nie. Van Jezus het al reeds die prijs voor ons betaald. Halleluja. Dat is afgehandeld, dat is finished. Oh, dank u, Heere. Of wat nog gaan gebeuren, dat is afgehandeld. Dat gewoon u vanochtend zit en bekommerd is. Misschien moet u nog hierdie week wat kom en het ding aangaan, wil ik vanochtend vir u sê, Jezus het die prijs klaar betaald. Dat is afgehandeld. Dat is volbring. U moet vanochtend nie meer bekommerd te wees. Halleluja. Want die Heer het vir ons klaar die prijs betaald. U weet dat wat ek vanochtend toe sit, toe dink ek, joh, iemand het die prijs vir my betaald. As dit is wonderlik. Is wonderlik. Ons gaan nie vandag meer uit om mekaar se rug en skouers toe te maak. Ons sal ook nog iets spijkers dieper in mekaar se rug staan. Maar iemand het vir ons die prijs betaald. Is dit wonderlik vanochtend? Kom ons geef vir die Here die Halleluja. Want die prijs is vir ons klaar betaald, Sissina. Ek weet dat dan vanochtend aan my moeder, as sy vanochtend die woord moes bedien, en as sy nog 'n lied saam opgesing. Ja. En dan het sy gesing, It's done, Lord. Ai. It's done, Lord. Ai. It's done, Lord. It's done. Yes. The praise of Jesus.
keer, ek is bevoorreg. Ja. Ek is bevoorreg. Ja. Amen. Markus 15 vers 34. My God, waarom het U my verlaat? Dierbares, ek wil my woord wil ek tema. Ek wil hom titel. Ja. Ek wil hom titel. My God, waarom het U my verlaat? Die tema van die woord, noodkreet in die mees smartvolste uur van sy bestaan. Dierbares, 'n noodkreet. U weet, dierbares, 'n noodkreet laat jou draai. Ja. 'n noodkreet laat jou besef. Yes. En u weet, dierbares, omdat Jesus mens was, as ons as mens, wanneer ons in nood verkeer, dan draai ons na Jesus. Dierbares, ons draai na Jesus. U weet en u verklaar u nood aan Jesus. U weet en as u nood aan hom verklaar, dan verstaan hy, want hy was ook mens. Amen. U weet in die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep. Eli, Eli, lama sabachthani. Want as dit vertaal word, dierbares, my God, waarom het U my verlaat? Dierbares, Golgotha is die plek van zaligmaker. Golgotha is die plek van verlossing. Golgotha is die plek van genesing. Dankie, Here. Golgotha, dierbares, waar duisternis die wêreld oorweldig het, maar waar die lig vir ewig deur gebreek het. Jesus. Dierbares, Golgotha, waar die Seun van God verlaat is, sodat ons nooit van God verlate hoef te wees nie. U weet, 6 lange ure van daardie 6 lange ure aan die kruis, was daar 7 kruiswoorde geuiter. Die eerste 3 kruiswoorde het betrekking op ander mense. En die laaste 4 kruiswoorde het betrekking op myself en op u self. In die eerste kruiswoord, dierbares, bid God vir sy vervolgers. En hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dierbares, soos Suster Marina gesê het, hy het wel sy werk aan die kruis gedoen. En die tweede kruiswoord beloof Jesus saligheid aan 'n rower. Voorwaar, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dierbares, het iemand al ooit dat vir u gesê, as u hom leed aangedoen het, as hy u beswaarder het, as hy dit waarvoor u die liefste was, weggevat het. Dierbares, die 4de kruiswoord kry ons die mees smartvolste noodkreet van die Here Jesus, my God, waarom het u my verlaat? U weet, dierbares, dit vat my terug na die tuin van Getsemane. U weet, hy het sy disippels met hom saam geneem en hy het vir hulle gesê, maar wag julle hier, ek gaan verder. En u weet, terwyl hy verder gaan, het hy alleen gevoel. Hy het gevoel, Here, ek is alleen, maar u weet dit wat uit
gekom het. Hy het gesê, hy het sy nood, het hy besef. Hy het besef, ek het iemand nodig wat saam met my kan staan. En baie kere dierbares, wanneer jy aan nood verkeer, dan verwag jy, my broer, my suster, my ma, my vriend, moet daar wees vir my. Maar dan dierbares, is jy maar alleen. Dit was die geval van Jesus. En jy weet, hy het vir sy vader gesê, Vader, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En jy weet, dierbares, toe hy die woord uiter, toe weet hy, Here, u gaan 'n engel stuur, wat my gaan kom bekragtig. En jy weet, dierbares, nadat die engel hom bekragtig het hy teruggekom. En toe hy terugkom, was die disippels aan die slaap. Jy weet, dierbares, dit is die tyd waarin ons lewe. Die wêreld is wakker, maar die kinders van God slaap. Jy weet, as ek die kussing gevat het, dan slaap ek. Ek is nie bekommerd of my broer, my suster in 'n stryd verkeer nie. Maar vandag roep die Here ons op die dag en sê, kom, ons staan op die muur as gelowiges en ons begin die Here te aanroep, dierbares. Ons begin die naam van die Here op te lig. Ons vertel vir die vyand, my God is groter as jy. Jy weet, dierbares, dit maak my opgewonde as ek dink aan die pad wat die Here geloop het. Ek weet, ek is lief om te sê, Here, as jy my stryd neem, ek kan dit nie van my broer, my suster gee nie, maar ek wil die oorwinning hê. En dierbares, ek van die oorwinning van die prys is betaal. En die weet, dierbares, donkerte het Golgotha omvou. En waarskynlik die stad en die omgewing daar. Daarom, dierbares, wil ek u vanmôre bemoedig. Kyk weg. Kyk weg. Jy weet, wanneer u in donkerheid verkeer, dan moet u kyk, Here, ek sien deur die geestesoog. Die kruis. Sien die kruis. En as jy dit sien, dierbares, met die geestesoog, dan gaan u die oorwinning van die Here sien. Ons die apostels, ons pastoor, ouderlinge, die jakens, elke broer, elke maatjie is gegroet en susters is gegroet in die magtige naam van God. Wat 'n voorreg is dit vanoggend vir my as jongeling om iets te kan doen vir die Here. Jy weet, dit was toe gehoor het ons moet ons elke keer ons beurt ons titel waaroor ons moet praat, toe sê ek soos, ja, ek het dors. En die Here sê, maar sit, raak rustig. Hoop so tens is oor dinge wat ek vir jou sê jy moet doen. Gaat sit en doen introspeksie oor jouself. Ek is dors. Want dit is so makkelijk, dit is so moeilijk, want dit is goed wat jy die gegaan het. Voor jy gekom het by my en gesê, die ek is dors. En ons gaat lees uit Johannes 19. Is dit die vers 28 he? Good job. Dis was dit dankie vir die Johannes 19 vers 28. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. So which means, terwyl Jesus aangekom het met die pad, waarin hy een keer geklaar of gesê het, ek is moeg, ek kan nie meer met die kruis nie, julle moet my ophou slaan, julle moet my ophou verneder, julle moet ophou met wat julle doen, want dit was nie ek nie. Het hy al aangestap, het al aangedoen, soos hulle vir hom gemakkelijk en dit wat hulle met hom gedoen het hy accept. Maar toe hy op die kruis hang, het hy geweet, as hy een woord gaat sê, dan gaan dit in vervulling kom en dit is die professie wat dan gaat gebeur. So ek is dors was die professie wat Jesus gerelease het oor die mense, wat vir hom gemakkelijk, maar hulle het nie geweet hoekom Jesus sê hy is dorsie. Maar hy het precies geweet, as ek gaan sê ek is dors, gaan daar dinge gebeur
Halleluja. Atmosfeer. Yes. Dankie, Here. Yes. So vanoggend wil ek vir iemand sê, daar's tye in 'n mens se lewe wat hy voel, ja, maar hoekom dan dat? Hoekom moet dit dan so wees? Wanneer is dit aan my beurt? Wanneer gaan dinge dan gebeur vir my? Maar vanoggend wil ek vir iemand sê, stap dit pad. Yes. Gaan aan. Amen. But just know that there's God next to you. Moenie vergeet dat jy stap die pad met die wete dat daar so God. Jy moenie pad alleen stap en dink maar ek gaan maar die groep join. Ja. Want dinge is te moeilik. Ek gaan maar dit doen want dinge is te moeilik. Stap die moeilike pad. Ja. Maar weet dat die Here is saam met u. Want as hy die pad saam met u stap, gaan hy die dors, die moeilikheid, die dinge in die lewe kom vervul met die lewende water. Ek het so baie goed wat ek oor wil praat. Maar as ek nou gaan praat, dan apostel my stil maak en sê nee, maar jy sal moet stop. Maar ek wil net ook 'n skrifgie wat ek, ja, maar dit is so menslik vir my. Net 'n skrifgie wat ek ook wil, wat ek nageslaan het, is in Psalm 69, vers 22 was David se, een van David se psalms wat hy geskryf het vir die Here en het gesê, hulle het vir my gif gegee om te eet. En toe ek dors was, het hulle vir my asyn aangebied om te drink. Hierdie psalm is een van die Messiaanse psalms geskryf deur David, maar geïnspireer deur die Heilige Gees as 'n profetiese blik op die leiding van die komende Messias. So, dierbaar is, die woord is klaar in vervulling. Ja, dis waar. Dat toe Jesus gesê het, hy is dors. Met ander woorde, hy het gesterf en alles het in vervulling gekom dat ons nooit weer dors sal word. Ja. Daar sal ten alle tye lewendige waters wees in ons lewens, geestelik, vleestelik, whatever it may be. Ons elkeen ken ons eie situasies vanoggend. So vanoggend is my bemoediging dat die kruis het ons se las laat verdwyn. Ja, Here. So as u nog dit voel, wil ek vir u sê, stap nader na die dorsvloer toe, waar Jesus u sal genees met die lewendige water. Amen. Dankie, Here. Jy weet die baas, ek het nog nooit in my lewe ek kruiswoning gedoen nie. Dit was nog die eerste keer in aangegee. Jy weet die pastoor my naam nie doen ek geen pastoor, ek het nog nooit gedoen nie. Dit is altyd die eerste keer. Maar ek is vir die Here so dankbaar, ek is so bly. Ja, Lukas 23 sê 46 sê Jesus het hard uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Jesus. En ek weet, ek het so 'n bietjie uitgebrei en ek sien hierso, Jesus het vrywillig sy gees in sy Vader se hande oorgegee. Vrywillig, ja. Dit was nie die kreet van 'n verloorder nie, maar dit was die kreet van 'n oorwinnaar. Jesus. Ek weet net vanmôre is ek vir die Here so bly dat hy was nie 'n verloorder nie, maar hy was 'n oorwinnaar gewees. En dan gaan ons verder. Hy het vrywillig homself vir ons gegee. Vir u en vir my. Hy is ons ewig verlosser. Daarvan getuig sy woord aan die kruishout. En dan gaan ons verder, dan sê hy, Jesus het sy lewe vir ons kom gee. Mag ons in sy voetspore, wat Jesus gesê het, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Amen. Amen.